Sy baie welkom hierso, weer eens vir julle almal hierso, wat hierso is vanoggend, en ook vir die wat ingeskakel is, van die huise en waar ook al hulle is, en hulle self bevind, vir julle lekker ook om op so 'n manier julle te verwelkom hier by ons erediens vanoggend. Kom ons raak net rustig by die Here, en ons begin ook hierdie oggend in sy naam. Here, ons dankie dat ons vanoggend so hier kan wees in u wonderlike teenwoordigheid. Here, dat ons weet daar waar 2 of 3 in u naam vergader, daar is u teenwoordig. Ons wil ook weet en onsself herinner dat u ook deur u Heilige Gees wat in ons woon ook hierso is vanoggend, en daarom voel ons geliefd vanoggend, Here. Ons weet dat daar buite is daar soveel dinge wat bekommernisse bring en onsekerhede in ons dorp en ons omgewing, Here, maar ons weet u is God. En u is hierso om vanoggend ons ook net weer te herinner. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. En dat al gaan ons deur 'n dal van doodskade weer, Here, is u ook saam met ons en sal ons geen onheil vrees nie. En dit ons by geleenthede soos hierdie op 'n Sondagoggend ook net weer so saam kan kom en mekaar kan herinner, Here, dat al skiet daardie boot van die lewe hoe, en al voel dit of die waters ons wil oorweldig, weet ons, u kan in 'n oomblik net 'n woord spreek en die storm sal verdwyn. Dankie dat ons vanoggend ook net 'n erediens kan hou, Here, ere aan u wat God is en ons Vader en ons Verlosser en Saligmaker, ons Vertrooster en ons Helper, ons eer u in Jesus naam. Amen. Broers en susters, ek groet julle, genade, barmhartigheid en vrede vir julle elkeen, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons nog so 'n paar lofliedere saam. Ons sing Hosanna, Hosanna in die hoogste. Ons sing Hosanna, want die koning het gekom en hy is hier vir ons. Ons sing Hosanna, want God het ingetree. Ons sing Hosanna, hy sy Here kom gee, hy is hier vir ons, die koning is hier.
Jesus, die sterke leeuw van Juda. Jesus, die vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, die is oneindig groot, die is verhewe, die is vir altyd, en nooit weet die soort vir my. Onverheerlik, onverhoog weer al die lof wat jy in my. Onverander, onvernieuwe, die passie binne my. Jesus, ek kan alles net oor U. Jesus, die sterke leeuw van Juda. Jesus, die vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, die is oneindig groot, die is verhewe, die is vir altyd, en ek weet die soort vir my. Onverheerlik, onverhoog weer al die lof wat jy in my. Onverander, onvernieuwe, die passie binne my. Jesus, het kan alles net oor U. Groot oor almal, sterke verlosser, magtige Here, Heiland, Immanuel. God is met ons, reddende Here, lewende woord. Vir hierdie vanoggend waar ons ook net onsself weer kan herinner dat U is oneindig groot. U is ons reddende Here, U is die lewende woord, en waar ons nou ook die woord gaan open en daaruit gaan lees, Here, bid ons dat U vir ons vrede wat alle verstand te bowe sal laat gaan, ook oor ons sal bring vanoggend, dat ons regtig net U stem sal hoor. Ons bid o Heilige Gees dat U ons ore sal oopmaak vir dit wat U vanoggend vir ons wil sê, dat die woord op vrugbare grond sal val, dat ons daarop sal kan staan en daaraan kan vashou, ook in hierdie tyd waarin ons lewe. Here, dankie vir al U liefde. Dankie vir U liefde so groot dat U vir ons aan 'n kruis kom sterf, dat ons op vanoggend die heilige nagmaal kan gebruik om onsself daaraan te herinner. Here, ons kom nie hiernatoe omdat ons sondeloos en vlekkeloos is nie, maar juis in bewustheid van ons tekortkoming, Here, laat ons weet dat ook daardie prys was nodig vir elkeen van ons wat hier so is vanoggend. En elke mens op hierdie aarde, Here, ons het almal sondes en Here, ons dankie dat ons net weer vanoggend herinner kan word,
daardie sondes is voorbetaal aan die kruis op Golgotha, en dat ons wat u naam bely as verlosser en saligmaker, Here, dat al ons sondes is skoon gewas, en dat die Vader ons sien as skoon gewaste kinders deur u bloed. Ons dank u, Here, vir genade onbeskryflik groot. Ons eer u en ons prys u in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Julle kan julle plekke inneem. As daar dalk enige kindertjies is nog, kan die Witty wag vir julle daar aan die kant. Dit lyk daarom of hulle almal uit is, so julle kan julle Bybels vir hom oopmaak by Kolossense. Ons het ook as gemeente begin, laasweek het Dominee Andre vir ons weggespring met die eerste gedeelte, daai Kolossense, Kolossense hoofstuk 1, dis een van Paulus gevangenskapbriewe, waar hy sit in die gevangenis, en ons gaan vanoggend verder daarso, en as jy dalk nog nie 'n uitdeelstukkie gekry het nie, daar agter by die grys bord is daar uitdeelstukke wat veel meer agtergrond en die hooftemas van die boek ook sal gee, so ook as daar van die nuwe mense is vanoggend, kry gerus vir julle daar agter by die grys bord 'n uitdeelstuk oor Kolossense. Dit help mens net om te verstaan wat hier gebeur. Dit help jou om, as Paulus iets skryf en jy weet hoekom hy dit skryf, dan gee dit net vir jou soveel meer versekering. En veral Kolossense en Filippense in hierdie gevangenskapbriewe, as hy sê, wees bly soos in Filippense, oor als wees bly, dan dink jy, hoe kan 'n mens bly wees, want hy staan op die reg op die einde van sy lewe, hy wag eintlik om tereggestel te word daar. Hulle kan hom enige tyd uit daai tronk uitvat en hom laat tot dood veroordeel of hom sy lewe tot 'n einde bring. So wanneer hy hierdie brief skryf en wanneer hy sekere goed skryf, dan moet ons kennis neem, dis met hierdie agtergrond. Hy wag om doodgemaak te word, en kom ons kyk waaraan hou hy vas vanoggend, wanneer jou lewe bedreig voel, wanneer dit voel of jy self tot sterwe sal kom, of soos hy wag selfs en hy weet dit gaan gebeur. So kom ons gaan lees daar by hoofstuk 1 van vers 15 tot 29. Die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Ook die engele om sy troon en al die geestelike magte. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon, en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Ook julle was voorheen ver van God af en vyandig gesind teenoor hom, soos blyk uit julle sondige leefwyse. Maar nou het hy ook julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterwe het, om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof, en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. En dit is die evangelie wat aan alle mense op die aarde verkondig is, en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur, want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verduur my deel daarvan ter wille van sy liggaam, die kerk, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die opdrag wat God my gegee het, om sy woord ten volle aan julle bekend te maak. Dit is 'n geheimenis wat eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is: Christus is in julle, hy is julle hoop op die heerlikheid. Hom verkondig ons deurdat ons alle mense
met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat hy gee, wat kragtig in my werk tot sover. Nou, ek dink vanoggend sluit aan net so by, as ek dalk net daai laaste 2 verse waar Dominee Andre mee laasweek afgesluit het, wat hy gesê het, hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van die seun wat hy liefhet, die seun wat ons deur wie ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. So, Paulus sê vir hulle, dis waarin jy vas is, dis waarop ons geloof gebou is. Nou, vanoggend se opskrif van die teks of van die preek is die oorwinningslied, want in Jesus, en ons gaan hierdie woorde in hom en geanker in hom en vas aan hom, daai beeld kom die heeltyd in Kolossense deur. Want onthou so wat ek gesê het, Paulus is besig om te wag om sy lewe om tot 'n einde te kom, en waaraan hou jy vas? Waaraan hou jy vas wanneer dit voel asof die mat onder jou uitgeruk is? So, wie sal jy vertrou met jou geld? Jy gaan nie na enige ou kom wat al 5 keer bankrot is en met jou geld wat jy nou jou pensioengeld en goed en sê, gaan belê my geld nie. Nee, jy gaan na iemand toe wat jy weet 'n goeie track record is, 'n goeie finansiële bestuurder en 'n bekende maatskappy en goed. Jy gaan nie sommer net daarmee werk nie, want jy moet in 'n kenner moet jy jou hoop inplaas. As jy nou gaan dink aan 'n oorlog, gaan jy in 'n oorlog, as jy nou 'n ander land is, hierso iewers in Europa, of wat ons nou sien nou, Zelensky daarvan, die Oekraïne, hy gaan na Amerika toe. Jy gaan nie na Suid-Afrika toe kom en kom vra vir hulp met 'n weermag as jy moet een van die grootste wêreldmoondhede gaan aanval nie. Jammer om dit te sê, maar sorry julle, ons gaan nie na jy weet mos wie's die beste, die sterkste en die een in wie jy jou hoop gaan plaas. Alright, so dit is met daai beeld wat ek vanoggend aan hierdie boodskap wil inlei, is op wie is ons hoop gefestig? En dan begin Paulus vir ons hierso en daar van vers 15 af. En hy sê vir ons dat ons hoop en ons alles wat ons is in Jesus gefestig. Ons hoop, ons saligheid, alles moet ons oë op Jesus hou. Nou Jesus is die beeld van God. Met ander woorde, God die Vader is onsigbaar. Hy is Gees, hy kan nie gesien word nie. Maar onthou toe Jesus saam met sy disippels geloop het, toe hulle op 'n stadium vir hom gevra, Here, wys ons net die Vader, en toe was hy eintlik kwaad, ek dink dit was vir Filippus, toe sê, ek is al so lank by julle, 3 jaar is ek al saam met julle, en julle vra vir my, wys die Vader. As jy my sien, sien jy die Vader. Ek is die beeld van God. Alles wat ek doen die Vader, want ek doen alles omdat hy dit vir my gegee het. So, hy is die beeld van God. Ek probeer dit altyd so sien, soos wat ek 'n liggaam is daar binne in my 'n gees. So, Jesus is amper wil ek sê, die verliggaming van die Vader wat in hom woon, want hy is in die Vader en die Vader is in hom, en dit is maar my beeld van hoe dit werk. Dit is elke mens, niemand van ons kan presies sê dit is so nie. Ons gaan eendag weet wanneer ons in die hemel kom, hoe presies het dit gewerk. Ons sien volgende hierso, hy is die eerste in die hele skepping. Daar staan ook in van die ander vertalings die eerstgeborene. Nou dit is, hier moet ons nou baie mooi die knoppie druk, want hierdie ding, die eerste kom 'n paar keer in hierdie stuk voor. Eerste of eerstgeborene, soos van die vertalings dit sê, moet ons mooi verstaan. Nou dink mense nie, Jesus is gebore. Hy was nie van die begin af daar nie. Ons moet dit baie mooi verstaan. Wanneer jy sien eerste of eerstgeborene of eerste wat uit die dood uit opgewek is, dan beteken dit 'n heerlikheid. Hy is bo alles. So dis nie eerstgeborene in die sin van hy het ontstaan nie. Hy was van die begin af. Ons weet in Johannes Evangelie en in sy briewe, dan sê hy, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord is self God. So, dis nie dat hy gebore moes word nie. Dit daai eerstgeborene beteken net hy is heerliker. Hy beteken meer as. So hy is die hoof van die hele skepping. Dit is wat dit sê, die hoof oor die hele skepping.
vir hom en deur hom is alles geskape. Soos ek sê, die Vader het die plan gehad, maar deur Jesus en vir Jesus is alles geskape. En voor hom sal elke knie buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus is die Here. Okay, so verstaan hierdie goede, hy is die hoof, hy is die belangrikste in die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, ook die engele om sy troon en alle geestelike magte. En hoekom sê hy dit? Want in hierdie tyd is daar hierdie ding in Kolossense of Kolosse, die stad, is baie naby aan die Efesiërs. En in daardie stad Efese was daar baie gode gewees. En deel van die dinge wat Paulus hierso bestry is, die mense wil dink dat amper soos in die tye waarin ons lewe, jy kan deur hierdie God na die Vader kom en jy kan deur daai afgod na die Vader kom, of jy kan self engele aanbid en na die Vader kom. So hulle het selfs hulle hoop op engele geplaas. En dan kom Paulus en dan skryf hy, Jesus het dit selfs, hy het dit gemaak. So, hoekom wil jy die maaksel aanbid as jy die maker kan aanbid? Want die maaksel is nie hoër as die maker nie. Okay, dit is hoekom God ook dit verskriklik, hy sê dit vir ons in Exodus in die wet, jy mag vir jou geen ander gode hê nie, jy mag nie 'n beeld maak nie, jy mag niks maak nie, want ek is 'n jaloerse God, en God is nie jaloers dat hy onseker oor homself is nie, wanneer hy sê ek is 'n jaloerse God, beteken dit hy weet, jy kan nie, daar is nie 'n ander God soos ek nie, so moet nie eers probeer om agter 'n afgodsbeeld aan te loop, of eers 'n engel te probeer aanbid, alhoewel ons weet hoe magtig die engele was. Ons weet, ek sit hierdie week daar by die Bybelskool het ek Jesaja aangebied en net weer daai stuk waar daai Assiriërs die Israeliete wou aanval en toe een engel in daai nag 185.000 soldate sommer net so vinnig af mee uitgesort. So 'n engel is 'n groot wese en ons kan hulle vrees, maar as Jesus is nog bo hulle, want hy het hulle selfs gemaak. So mense, hierdie hele ding is net vir ons om te bewys hoe groot ons Jesus is. Hy is die kampioen van alles, hy is die hoof oor alles. Hy het selfs die engele en die ander geestelike magte gemaak. So ons hoef niks anders te vrees nie. Daarom sê Romeine vir ons, as jy in Jesus is, geen dood of engele of bose magte, jy hoef niks te vrees nie. Jou hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en Jesus is die een in wie en deur wie alles geskape is en in wie alles die oorsprong het. Hy is ook die eerste wat uit die dood uit opgestaan het. Nou weer eens, ons weet Jesus het op die aarde geloop en hy het daai dogtertjie van Jairus uit die dood uit opgewek, hy het vir Lazarus na 4 dae so eerste uit die dood uit opgewek. Weet ons, hy was nie die eerste wat uit die dood uit, maar die een wat vir ewig sou lewe, ja. Want onthou, daai dogtertjie sou weer tot sterwe kom, Lazarus sou weer tot sterwe kom, maar Jesus is die enigste een wat die mag gehad het om die dood te oorwin. So hy is die hoof oor, die eerste een, die belangrikste een wat uit die dood uit opgestaan het. Want deur sy dood en opstanding is daar nou vir elkeen van ons hoop. Vir elkeen van ons weet ons deel in sy dood en opstanding. Ons hoef nie meer die dood te vrees nie. Al kom ons lewe hier op aarde tot 'n einde, gaan ons oor na 'n ewigheid toe. 'n Ewigheid waar daar geen dood of hartseer of bekommernisse en dinge meer sal wees nie. So daarom is hy die eerste wat uit die dood uit opgewek is, die belangrikste een wat moes sterf en opstaan. En daarom ook as Romeine sê, as jy met jou hart glo, met jou hele hart glo, met jou mond bely dat Jesus gesterf het en dat hy uit die dood uit opgestaan het, dan sal jy gered word. So as jy dit vanoggend kan sê, as jy later gaan insit by die nagmaal en weet, daai tekens, daai dood en opstanding was ook vir my en ek glo dit het plaasgevind, dan sal jy eendag in die hemel wees. Dan het jy daai geloofsekerheid dat geen engele of bose magte, niks kan jou skei van die liefde van Jesus nie. Hoor, so hou daaraan vas. Hy bring vir ons die versoening. Met ander woorde, soos ek gesê het, dit beteken nie wanneer jy Jesus aanneem, jy het nou nie meer sonde nie. Dis nie dat die Vader kyk deur die bloed van Christus en hy sien jou hieronder, dis soos 'n filter, en hy sien nie meer jou sonde nie, want hy sien Jesus
wat daarvoor aan die kruis gesterf het, en jy staan soos 'n wit gewaste kind voor hom. Maar dit beteken nie dat ons kan ophou lewe en maar net aanhou in sonde nie. En daarom skryf Paulus dit vir ons ook. Moenie hierdie vryheid wat jy in Christus het misbruik om aan te hou sondig nie. Wanneer jy regtig tot bekering kom, wanneer die Here regtig jou tot die besef bring vir wat hy vir jou gedoen het, dan wil jy nie meer aanhou nie. Ja, jy gaan nog 'n sonde doen hier en daar, jy gaan jou nie meer verloor, jy gaan dalk 'n vloekwoord uiter in 'n oomblik van frustrasie dalk, of wat ook al dit is, 'n leentjie moet vertel vir mamma of pappa of wat ook al, om 'n pak sla dalk te probeer vrykom. So almal van ons gaan nog sonde hê, tot daai dag wanneer jy by die Here kom. Want die proses van heiligmaking is 'n opwaartse kurwe, maar ons val en struikel, maar hierso het jy tot bekering gekom, en hier is die einddoel wanneer Christus ons kom haal, of wanneer jy tot sterwe kom. Dit is 'n grafiek wat so gaan, jy gaan op in jou geloof, en dan val en struikel jy weer in die sonde, maar uiteindelik gaan jy presies volgens die beeld van Christus wees. In die lewe hierna gaan jy 'n volmaakte mens wees, wat Adam en Eva was, voordat sonde in die wêreld gekom het. En hy is die perfekte offer. Daarvan lees ons die hele Bybel deur, en veral in die Nuwe Testament in plekke soos Hebreërs, want hy is die volmaakte offerlam. Sonder enige sonde was hy gewees, en tog het hy vir ons kom sterwe, sodat al ons sonde op hom kon kom. Hy is die een wat alleen wat dit kon weggevat het vir ons. Nou sê dit vanoggend vir ons hierso, vers 21, wat is ons dan? Jesus is hierdie groot, die een na wie ons opkyk, ons hoop, ons anker, ons alles. Maar wat is ons? Hy sê daarso by vers 21, ook julle was voorheen ver van God af, vyhandig gesind teenoor hom, soos blyk het julle sondige lewenswyse. So ons is almal sondaars, ons almal is eintlik vyande van God, want God haat die sonde. En daarom moes Jesus kom om daai skeiding wat daar was te kom wegneem. Daai voorhangsel wat geskeur is, daai oomblik toe Jesus sy asem uitgeblaas het. Op daai oomblik het God die voorhangsel geskeur en gesê, nou het julle weer vrye toegang tot my. Daai skeiding tussen ons is nou weg. So julle kan nou na my toe kom deur die bloed van Christus. Ons was almal daar. Die Bybel sê vir ons, almal van ons het gesondig en verdien die dood. Behalwe omdat ons nou Christus aanvaar as verlosser en saligmaker, is daar vir ons geen meer veroordeling nie. En dan sê hy daarso, maar nou, daar by vers 22, ek is nou in daai, kan ek sê, daar waar ons die klasse aanbied, daai mentaliteit van want jy moet nou gaan soek, en dan moet jy nou vir die studente verduidelik, en dan soek jy sekere woordjies, en daai woordjies, maar nou, sê vir ons, het nou iets gebeur. Ons was almal vyande gewees, ver van Christus af, maar nou het hy julle met homself versoen, deurdat hy sy seun as mens gesterf het, om 'n heilige sonder smet julle onberispelik voor hom te stel. Okay, so Christus het nou alles kom doen. As dit van ons afhang het ons aangehou op die verkeerde pad, maar Christus en God wou nie gehad het dit met die einde wees nie, en hy het alles met homself weer kon versoen. Met ander woorde, as daar versoening is, die waarheid en versoeningskommissie, ons vat weer hande, ons kan nou weer die pad verder stap. Maar, dan sal weer 'n maar, dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof. Met ander woorde, God het alles hierdie kom doen, maar dan kom daar hierdie dinge wat gebeur in ons lewens, daar kom 'n tyd wat skit. Daar kom dinge oor jou lewe wat maak dat jy weet nie, hoe gaan jy deur hierdie dag of deur hierdie week of waar kom nie. Hoe gaan jy oor hierdie geliefde se dood kom? En dan is dit wanneer jou geloof getoets word. Dan moet jy vashou aan hierdie goed waarin jy glo. Want die Here toets dit by ons. Dan moet ons vas en sterk in hom bly staan. En julle nie laat losruk van die hoop. En hoop hierso is, soos wat Dominee Andre gesê het, hoop in hierdie, as jy dit gaan lees in die oorspronklike Grieks of Hebreëus waarin geskrywe is, dan beteken dit 'n vaste sekerheid. Dis nie, ag ek hoop maar dit gaan beter word, of ek hoop dit is 'n hoop van nie seker wees nie. Hierdie hoop is 'n absoluut, dit gaan gebeur. Sodat julle nie losgeruk word van die hoop, die sekerheid wat julle het, wat julle in julle gewerk is,
deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is 'n evangelie wat aan alle mense op die aarde verkondig is en waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. So Paulus het daai omkeer gehad. Paulus het sy hele lewe vir God gegee. Hy wat die grootste een was wat gestry het teen hierdie Christendom, het 'n omkeer in sy lewe gehad. Hy was hierdie een wat ver was en vyandig gesind teenoor God. En die Here het hom omgedra. En nou staan hy sterk. Nou gaan hy nie God vervloek hier op die einde van sy lewe. Nou gaan hy sê, ag, wat help dit om die Here te dien? Hulle gaan my nou doodmaak vir dit, so wat help dit my? Nee, hy weet waarvoor hy besig is om te wag vir sy sterfte. Hy gaan nie ophou om dit nou te laat gaan, te midde van hierdie swaar kry wat oor sy pad kom nie. So die boodskap wat ek vanoggend by ons wil los is, in hierdie tyd waarin ons lewe, in hierdie dorp waarin ons is, die boodskappe kom nou helder en duidelik en dis al hoe meer en meer na ons toe wat dit al besig is om te gebeur. So gaan ons nou ons hoop laat gaan ons laat vaar die koning bo alle konings. Dit wat ons nou gelees het, dis aan hom wat jy gaan moet vashou. Die eerste wat uit die doodheid opgewek is, die een wat die alles geskaap het, die een wat net kan spreek en die golwe sal bedaar, die een wat iemand uit die doodheid kan opwek, dis aan hom wat jy gaan moet vashou in hierdie tyd. En watter iemand en watter iets om beter as om vas te hou as aan ons koning, Jesus Christus. En dan kom gee hy jou nog vanoggend die versekering deur die heilige nagmaal, dat ek het jou so lief, dat ek vir jou gesterf het. Ek sal jou nie laat gaan nie. Al gaan dit hoe skit met jou. Hulle sê soos Daniel se vriende in daai vuuroond, ek sal saam met jou daar wees. So die mense wat onseker is, die mense wat voel, wat help dit om God te aanbid, van kyk nou wat gebeur in ons dorp. Hy het ons die vorige keer die deur gebring, hy gaan dit weer doen. En al maak Mikkel toe, dan sal hy 'n ander deur oopmaak, want dis nou, soos nog nooit gaan ons op sy beloftes moet staan nie. Nou gaan jy moet sê, Here, u beloof in die woord. U sê dat as een deur toemaak, sal u 'n ander een oopmaak. Ek glo in u en u sal my nie teleurstel nie. Ek gaan moet staan en moet val daarop. Soos wat Paulus skryf in Filippense daarso. Al wat ek na smag is om na my Jesus te ken, om deel te hê aan sy dood en sy lyding, om dit te kan ervaar. Dis tawe woorde. Jy gaan swaar kry. Dit is deel van die ding om 'n Christen te wees, is ons word nie vrygeskel van hierdie goed nie. As jy Jesus aanneem, beteken dit nie nou is dit net 'n bootjie wat maklik vaar nie. Nee, die aarde gaan skud, maar jy gaan moet staan op hierdie Christus wat ons vanoggend van gelees het daarso. Hierdie koning wat jy aan gaan moet vashou in hierdie tyd. En te weet, Here, al moet u die kraaie stuur om vir my kos te bring in die aande, u het dit vir Elia gedoen, u sal dit vir my doen. Dis nou wanneer ons gaan moet vashou aan hom, soos nog nooit nie. En nie aan enige engel of aan enige iets anderster nie. Moenie met jou geld hardloop na die casino en alles op rooi of swart of wat ook al gaan sit en hoop in 'n geldgod of 'n geluksgod of wat ook al nie. Jy gaan moet staan op Jesus Christus. Dis nou wanneer jy getoets gaan word of jy hom gaan aanroep in jou uur van nood. Vir die moslim gaan hy Allah aanroep, vir die boeddhist gaan vir Boeddha aanroep, en vir wie ook al tot wie gaan jy nou bid in hierdie tyd om vir jou die uitkomste te bring? Want dit is in hom wie jou geloof is. Daar's 'n spreekwoord wat sê, moenie vir jou God sê hoe groot is jou probleem nie. Gaan sê vir jou probleem hoe groot is jou God. Jy gaan met in hierdie tyd aanhou en aanhou sê, Here, u is die skepper van die hemel en aarde. U het alles wat ons kan sien en nie eens kan sien nie, en alles in die hemel het u gemaak. En u het gesê in die woord dat u sal, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, u is saam met my. Ons gaan met vashou aan daai dinge. Ons moet nie nou ons geloof laat gaan nie, want dit is wat gebeur as jy beginne twyfel. Dit is hoekom Paulus sê, julle gaan moet sterk staan in die geloof. Julle moet nie nou laat gaan nie. Want laat nis julle losruk uit in hierdie tyd van my nie. En dan sê hy, ek is nou bly oor al hierdie lyding wat ek ter wille van julle moet verduur, want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie.
Met ander woorde ook, ons as Christene word net so onderwerp aan hierdie lyding en aan hierdie aanslag op ons lewens. Maar ons moet onthou dat dit alles loop uit vir ons op 'n beter lewe hierna. Dat die swaar kry wat ons hier kom, en ek wil nie sê, ag nee, nou moet ons net geen worries hê nie. Maar ons moet bid vir daardie vrede wat alle verstand te bowe is, laat dit oor julle kom. Dit wat Paulus ook vir ons sê daar in Filippense, dat in alles maak deur smeking en danksegging julle begeertes aan God bekend, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Weereens, in wie? In wat is jou hoop en jou vertroosting en jou vrede in hierdie tyd is oor die koning wat die dood oorwin het. Die een wat by magte is om enige iets te laat gebeur deur net te spreek. Hy het die hele skepping gespreek. Hy kan spreek en jou situasie sal verander. Dis nou aan hom wat jy moet vashou. Nie in enige iets of iemand of 'n afgootjie wat van hout gemaak is. En onthou julle daai Israeliete, hulle het of nie een van die Filistyne dink ek het so 'n beeld gehad, en toe vat hulle die verbondsark en hulle sit hom daar, en elke oggend as hulle daar kom, dan lê hierdie beeld op sy aangesig voor die ark. Dat selfs daar het God vir hulle gewys, daar's net een, en dis God. Die God van Israel, die God van elkeen wat in sy seun Jesus Christus glo. Hy is die enigste en die ware God. Hy is die een wat jou sal dra. Al val daar 1000, 10.000 om my, soos Psalm 91 sê, dan sal ek nog steeds bly staan. Sal jy nog steeds deur hierdie tyd kan kom, hierdie moeilike omstandighede, want jou hoop is in hierdie God. Hierdie een wat ons gelees het, wat na die beeld van God geskaap is, wie God self is, wat die dood oorwin het, wat oor alles is. Dis waarin jou hoop is. En op hom kan jy staan en val, want die woord is die waarheid. As God sal nie vir ons dit gee asof, of 'n hoop, soos 'n onseker, nee, 'n hoop van, ek sal staan en val hierby, God sal my hier deurdra. En dan gaan vat jy die geloofshelde van die Bybel. Hy het met Moses hulle gewees, hy was saam met Josef, partykeer het Josef in die tronk geslaap, en dan net sodat hy die volgende stapie op kan gee. So miskien is dit vir van julle en van julle geliefdes wat hierdeur geraak gaan word, net nog 'n stapie op. Want toe Josef in daai put gegooi is, het dit vir hom gevoel weer, ag jette, daar gaan ek al weer onder toe. Maar nee, dis net sodat hy weer kan opgaan, want hoekom? Hy was die seun wat God gekies het vir daai taak. So God is in beheer van hierdie. God het die plan vir elkeen van ons wat hier sit, wat aan hom vashou in hierdie tyd. So moenie hoop verloor nie, hou vas daarin, soos Paulus sê, staan vas, wees sterk en staan vas in die geloof, want dit gaan skit. En ons is in nou so tyd, in ons dorp, van onsekerhede, maar ons weet, die Here weet. En toe ek hierdie week Filippense daar aanbied, en ek moet daai stuk lees van, in alles, deur smekinge en met danksegging, maak julle begeertes aan God bekend, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte die wag hou. Want, selfs vir my as 'n dominee, wat as 80% van die gemeente nou uit die dorp uit gaan, Here, wat dan? Hoe gaan ons 'n bestaan maak? Jy kan ook as 'n dominee miskien daai onsekerheid hê. Maar dan staan jy en dan sê ek, Here, ek het myself nie geroep hiervoor nie. Die Here het my hier geplaas vir dit, so selfs ek as 'n dominee weet, dan sal die Here iets anderster bring, as dit moes gebeur. Maar ek wil glo en sekerheid hê, daai hoop hê, daai vaste versekering hê, dat die Here sal ons vashou. Ons weet nie hoe nie, maar ek weet my God kan. En nou gaan ek moet staan en val daarby, dat my God kan hierdie gemeente en ons dorp beskerm. Ek weet nie hoe nie, maar my God weet. My God kan. Hy het al, hy sal nog. Hy het dit gedoen van Adam en Eva af tot by, want die hele prentjie is, tot by Openbaring sal hy ons beskerm.
Ek is Immanuel, God met jou tot aan die volëinding van alle tye. En daaraan moet ek vashou op hierdie stadium. Al maak niks om my sin nie. Al weet ek nie wat gaan môre vir ons dorp voorlê. Weet ek nog steeds een ding. Jesus sit aan die regterhand van God die Vader en hy regeer. Hy hou alles in sy hand vas. En in hom is my hoop geanker. Op niks en niemand anderster nie. Nie oor 'n regering wat met geldjies ingee daar of wie ook al nie. Nee, my God en Jesus Christus aan sy regterhand regeer en aan hom hou ek vas. So wat ook al kom, hoe sê die Zulus, Noma Kanjan, come what may, hier gaan 'n uitkoms kom en ons sal sien en ons sal terugkom en ons sal weer dankie sê. Ons het gebid in die begin van hierdie seisoen Desember, Here stuur vir ons reën. Nou bid ons, Here, stop asseblief die reën. Dit spoel nou weg. Want dis wat God kan doen. Hy kan van so af 'n ding so omdraai. Laat jy nader aan sê, "Wow, dis nou 'n bietjie te veel weer, Here, asseblief stop daar." Met alle respek gesê, die Here weet. So dis wat hy kan doen. Ons bid en ons vra en ons skryf. En net so gaan hy tot ons nooit teleurgestel nie en hy sal ook nie. Ons sal aanhou vashou aan hom. Hy is die koning bo alle konings. Hy is die een wat, ek lees hierdie tyd in my stilte tyd, toe Jesus, daar staan daai tyd toe hy gaan slaap het op die bootjie, ons almal ken daar, gaan lees wie het eerste op die bootjie geklim. Jesus het eerste op die boot geklim. Die disippels het hom gevolg, saam agter hom op die boot geklim, en toe dit begin en Jesus slaap. Want Jesus weet hy is in beheer. Hy is nie ge-worry oor die bootjie wat gaan ondergaan nie, hy slaap. Die disippels voel, Here, asseblief kom, maak die storm stil, ons gaan doodgaan. Maar Jesus het eerste op daai boot geklim. Jesus het jou op hierdie aarde geplaas. Hy is in beheer van jou lewe. Hou vas aan hom. Hy lei die pad. Hy vra net, kom saam met my. Ek sal jou dra. Al voel dit vir jou, jy weet nie meer links of regs of watter kant toe nie. Dis hy het die plan. En sy plan is tot in openbaring. Hy gaan ons nie nou los nie. Hy sal nie sy kerk nie, hy is die hoof van die kerk. Dis wat ons ook hier geleer. Hy is die oorsprong daarvan. Hy sal ons beskerm. Ons is sy kinders. En ek weet, hierdie boodskap vanoggend is nodig vir iemand om dit te hoor. Wat dalk op die punt staan om te sê, ek sien nie meer kans vir die lewe nie. Here, ek bid dat die Here vir julle daai vrede sal gee wat alle verstand te bowe gaan. Wat julle sal herinner, hy is in beheer, en al is dat dan net 'n tydelike einde soos wat Josef ook daar in die tronk moet hê, dit gaan net lei na iets groters toe. Want sy planne vir jou is planne van voorspoed en nie van teëspoed nie. Hy het vir jou 'n toekomstige verwagting, as jy in hom bly glo. So moenie nou laat gaan nie. Paulus waarsku ons, moenie as dit so is, sê nee, God bestaan nie. Wat help het ek dien hom en kyk wat gebeur in my lewe. Nee, nou is die tyd wat jy moet deurdruk. Nou is dit iets van jou kant af om te sê, Here, ek gaan staan en val op U. Niks gaan my uit U hand uitruk nie. Amen. Ek sluit ons af. Dan gaan ons aansluit by die nagmaaltafel. So as ek amen sê, vra ek maar net dat die tafel vir ons in gereedheid gebring word en dan die met wie daar gereël is dat julle net vir ons ook na vore sal kom. Here, ons dankie vir die woord. Ons dankie vir die vertroosting en vir die hoop wat daarin vir ons opgelees elke keer. Here, en dat hierdie boodskap juis vanoggend so val. Dis nie toevallig nie, want U weet dat ons hierdie Bybelboek so gekies het om ook in hierdie tyd te doen en ons het nie daai tyd geweet wat gaan vir ons voorlê nie. So Here, U het 'n groter plan en U wil vanoggend vir U kinders elkeen net kom sê, hou vas aan my. Ek is die oorwinnaar oor die dood, ek is die heerser oor alle magte, oor die engele en elke bose mag en enige iets in ons lewens. Here, ons dankie. Ons dankie dat ons in U kan vashou, U wat die enigste sekerheid in ons lewens is. Here, ons buig in aanbidding voor U. Ons loof U en ons prys U, dat ons weet, ons is vrygekoopte kinders van die Allerhoogste God. Dankie Here dat ons ook daarin berusting vind, laat maak nie saak wat nou vir ons vorentoe voorlê nie. U stap saam met ons en dan as dit dan soos daai eenry voetspore dat U ons sal dra wanneer ons eie kragte net te min word, dan eer ons U ook daarvoor. Ons vra ook Here waar ons nou gaan aansit by die nagmaaltafel, dat U regtig vir ons net weer die dieper betekenis daarvan sal ook in ons eie lewens sal openbaar en Here dat dit ook vir ons 'n verbintenis maaltyd is, dat ons herinner word dat
U verbind U aan ons ook vanoggend deur hierdie tekens, en dat U sê, ek hou jou vas, jy is my kind, ek het vir jou gesterf aan 'n kruis, en ek sal jou nie laat gaan nie. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Ek vra dat die tafel vir ons gereed maak. Terwyl die mense naderkom, wil ek net vir die besoekers sê, die binneste rytjie, vir die wat net wil druiwesap hê, die binneste rytjie, die naaste aan die broodjies is die druiwesap, en die buiteste kelkies, nader aan die randjie buite is dan die wyn, en daar is dan ook die broodjies, die tekens. Ons gaan eers die tekens uitdeel, en dan sal ek later ook net kyk, wie gaan die groot beker, ons gee ook die groot beker in die banke, so as julle wil die groot beker gebruik, sal ons dit ook vir julle gee. Ek herinner julle ook net, daar so by die deure is daar houertjies vir die kelkies net na die tyd, dat julle asseblief dit net vir ons daar sal ingooi en by die houertjies by die deure asseblief. Almal aan hierdie kant, asseblief staan nie julle daai kant, is julle almal bedien. Hierdie kant is hulle nog bietjie besig. Terwyl ons so wag vir die laaste mense om bedien te word, hou daai stukkie teken van Jesus se liggaam en sy bloed ook in jou hande volgend en maak net 'n bietjie stilte. Dink aan dit wat jy nou net gehoor het in die preek, hoe lief God jou het.
Hy gaan jou nie los nie. Dis hoe lief hy jou het, dat hy sy seun gestuur het. In die nag waarin Jesus gekruisig is, het hulle so saam om 'n tafel gesit en geëet en ewe skielik het daar net iets gebeur. En Jesus het 'n stukkie brood gevat en hy het dit gebreek en gesê, die brood wat ek breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Daarna het hy die beker met wyn geneem, die beker van danksegging. Hy het gevat en ingeskink. Dat ek sê, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy bloed gevloei het tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Kan ek net sien, wie wil almal die groot beker gebruik? Is daar dalk nog iemand wat ek misgekyk het? Kom ons sluit net die oë en dan gaan ek afsluit en dan kan die musiekspan vir ons regmaak. Here, baie dankie vir die versterking van hierdie sakrament van die heilige nagmaal. Here, dankie dat U daardeur vir ons as U kinders net daai versekering gegee het weer vanoggend dat U ons so liefhet, dat U U eie seun gestuur het, nie om ons te los op die einde nie, maar om ons elke tree van hierdie pad te dra. Dat U die werk wat U in ons begin het ook sal klaarmaak en dat U ons nooit uit U hande sal laat val nie. Ons mag dalk omval in U hand, maar ons sal nooit uit U hand val nie, want U hou ons vas. U is in beheer en U regeer. U is die koning bo alle konings en ons eer U vanoggend in Jesus naam. Amen. Gaan vra dat ons staan, dan sing ons die laaste lied saam. Is die glorie in die almag van die Here, die allerhoogste wat die liefde oor sy koninkryk regeer. Ek glo aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is goed en hy regeer. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is goed en hy regeer. Die Here is ons beste wat vir altyd sal bestaan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom te gaan. Hy is geskyn en hy is ons water, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof
prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is groot en heilig groot. Kom deel nou in ons op die hemel, hande op na voor, naas besyde slaan op rome en kom dans voor God se woord. Kom leef en liefde in van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, heilig Heer. Hy is koning, heilig Heer. Amen. Hy is die koning, hy regeer, hy ken jou omstandighede en hy sal jou vashou tot op die einde. Ontvang dan nou sy seën en gaan in vrede, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, 'n God wat jou so lief het, dat hy sal nie opgee met jou nie, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, en die vertroostende teenwoordigheid van sy Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen. Ekskuus tog julle, daar is blykbaar net so 6 kaartjies, het Helen gesê, julle kan, as julle wil, nou vir die geld of die net julle name opsit, en dan sien ons julle 12:30, baie dankie.